En laastens oor rangskikking kyk ons na uitdagende probleme, waar ons gemengde getalle moet rangskik in stygende en in dalende volgorde. So hierdie is jou rangskikking stygend en dalend, bietjie moeiliker vraag op graad 8 vlak, want ons moet 'n gemengde getal herlei na egte en onegte breek, wel altyd 'n onegte breek, en dan moet ons die noemers dieselfde kry voor ons dit kan orden in stygende en dalende volgorde. So ons het 3 en 'n 6ste. Nou, ek gaan net hier 'n notaatjie maak weer vir enigiemand wat dalk 'n rukkie terug met hierdie gewerk het. Kom sit net weer ons lyntjies vir ons in. So as ons 3 en 'n 6ste het, beteken dit basies het ek 6 sesdes plus 6 sesdes plus 6 sesdes plus nog 1 sesde. So dis, daar is 'n hele en nog 'n hele en nog 'n hele. So dis 3 en 'n 6ste. En as ons die tellers almal gaan optel, 6 plus 6 is 12, plus nog 6 is 18, plus nog 1 is 17. So dit is 17 sesdes. So dit is, het ek nou reg getel, 6, 12, 18 plus 1 is 19. Sorry. 19 sesdes. Dat is hy. So, dit is die lang manier om dit te gaan doen. Die kort manier is, ons kan net sê, ek weet ek het 3 stelle van 6, so dit is 6 mal 3, en ek het nog een by, so 6 mal 3 is 6, 12, 18, plus nog 1 is 19. So dit is 6 sesdes plus 6 sesdes plus 6 sesdes plus 1 sesde is 19 sesdes, of 6 mal 3 is 18 plus 1 is 19 sesdes. So nou gaan herskryf ons net, eers gaan herskryf ons dit as onegte breuke, so daai is 19 op 6, volgende ene is net steeds 1 sesde, ons noemers is reeds dieselfde, dan het ons 1 en 4 sesdes, 6 mal 1 is 6, plus 4 is 10 sesdes, en dan 1 hele is 6 sesdes. So ek het 19 op 6, 1 op 6, 10 op 6 en 6 op 6. Ek kan hierdie maar 'n bietjie opskuif. Okay, ons gaan herskryf dit in die stygende volgorde en ons skryf steeds altyd ons oorspronklike vorm. So ons begin met 1 sesde is ons kleinste, dan 6 sesdes is net 'n hele, so 6 sesdes, dan het ons 10 sesdes, en laaste het ons 19 sesdes. Dalende volgorde, begin ons met die grootste en eerste is 19 op 6, 10 op 6, 6 op 6, en dan 1 op 6 laaste. Nommer 2. Nou 'n bietjie afskuif weer. Okay, pause die video, probeer self, kyk of kan jy die antwoord kry voor my, of mute my dalk, en kyk of kan jy die antwoord voor my kry, en dan herlei ek hom vir ons. Ons noemers is almal hier verskillend. So ons kan sien, daai nommer is 2, 4, 3 en 6. So soos ek gesê het, gaan ons altyd kyk wat is ons grootste noemer, en ons gaan kyk of kan die getalle daar indeel. So ons grootste noemer is 6, 2 kan in 6, 3 kan in 6, maar 4 kan nie in 6 nie. So nou gaan ek die veelvoude van 6 skryf. So dit is 6, 12. Ons kyk, kan 2 en 12, ja, 4 en 12, ja, 3 en 12 en 6 en 12. So daai is ons KGV. So die KGV vir hierdie enetjie is 12. So ons gaan al ons breuke gaan herskryf as 12des op die ou einde, as ons klaar. So kom ons gaan herlei net eers die gemengde getalle na onegte breuke, en dan kan ons die noemers gaan herskryf. So stap nommer 1, herlei, so 2 maal 1 is 2, plus 1 is 3 op 2, en daai is reeds 'n onegte breek, 9 op 4, 5 op 3, 6 maal 2 is 12, plus 5 is 17 op 6. So ons het 17 op 6. Nou wil ons op die stadium, so ons het stap 1 was gewees, kry dit van 'n gemengde getal na 'n onegte breek. Dan stap nommer 2 sal wees, kry die noemers dieselfde. Hoe doen ons dit? Ons doen dit deur die KGV.
Ons KGV het ons vasgestel is 12, so ons gaan herskryf nou net ons breuke. Ek hier daai wegvat. So 2 mal 6, 2 mal 6 gee vir ons 12 en 3 mal 6 is 18. Logika toets, is my teller groter as my noemer? Ja, so daai maak sin. Dan 4, 8, 12, so dis mal met 3, 9 mal 3 is 27. Dan 3 mal 4 is 12, 5 mal 4 is 20, en die laaste een 6 mal 2 is 12, en 17 mal 2 is 34. So ons kleinste breekie uit die lot, ons het 18, 20, 27 en 34, so ons kleinste een is 18 12des, wat 1,5 is. Dan na 1,5, kom ek vat daai ene weg, het ons 20 op 12, wat 5 op 3 is. Weg, dan 27 op 12 is ons 9 op 4. Onthou, dis 'n ekwivalente breek, hy het dieselfde waarde, maar hy lyk anders. En dan 2 en 5/6 is die laaste een, 2 en 5/6. Dalende volgorde sal net andersom wees. 2 en 5/6 eerste, 9 op 4, 5 op 3 en 1,5. Laaste enetjie. Ons het 2 en 'n derde, 1 en 'n 15de, 4 op 5 en 1 op 3/5. So stap 1, ek hoop jy doen dit self, dink gou by jouself, wat is stap 1, wat wil ons eerste gedoen hê? Eerste prioriteit is, maak die gemengde getalle onegte breuke. 3 mal 2 is gelyk aan 6 plus 1 is 7 op 3. 15 mal 1 is 15, plus 1 is 16 op 15. Daai ene is 4 op 5, en 5 mal 1 is 5, plus 3 is 8 op 5. Goed, so 7 op 3, 16 op 5, 10, 4 op 5 en 8 op 5. En nou wil ons graag ons noemers almal dieselfde kry, so ons gaan kyk wat is ons grootste noemer. Ons grootste noemer is 15, kan 3 en 15, ja, 5 kan in 15 en 5 kan in 15. So ons KGV is 15, en ons gaan herskryf alles as 15des. So ek gaan sommer so maak. Ok, 3 mal 5 gee vir ons 15, en 7 mal 5 gee vir ons 35. So daar is 35 15des, 16 15des, 5 mal 3 is 15, en 4 mal 3 is 12, 5 mal 3 is 15, en 8 mal 3 is 24. En weer eens gaan skryf ons in stygende volgorde, so ons begin met die kleinste een eerste, almal is nou noemer 15des, so ons kan nou gaan vergelyk en kyk watter teller is die kleinste, so ons eerste is 12 15des, wat 4 op 5 is, dan 16 15des, wat 1 en 'n 15de is, ek strek net dood, dan 24 op 15 is 1 en 3/5, en dan die laaste ene is 2 en 'n derde. En dan 2 en 'n derde, as ons dit bedalend skryf, 1 en 3/5, 1 en 'n 15de, en 4 op 5. Weereens geef jouself punte daar, op graad 8 vlak, kom ons gaan gou deur alles, so op graad 8 vlak gaan ons basies hier 'n punt kry, omdat daai herleiding gedoen is, sal jy waarskynlik daar 'n punt kry, en jy sal 'n punt kry vir jou stygende of dalende orde, so daai sal 2 punte wees, weereens 'n punt vir die herleiding, en 'n punt vir jou antwoord, so ongeveer 2 punte, hang af wat die toets is, as die eksamen is, maksimum 2 punte, as dit 'n klastoetsie is, of so, kan jy miskien 'n punt kry vir jou herleiding, 'n punt kry vir jou herleiding, kom ons vee net daai netjie uit, want ons het hom nou daar gegee, punt vir die herleiding, punt vir die herleiding, punt vir die noemers dieselfde, punt vir die antwoord, so ons kan self sê, daai kan selfs gaan na 1, 2, 3, 4 punte toe, as dit 'n bietjie vroeër in die kwartaal klastoets of so, of 'n kwartaaltoets is in plek van eksamen. Weereens hier, ek sou sê punt vir die herleiding, punt vir die noemers dieselfde, punt vir die stygende of dalende volgorde. 3 punte,
weer eens kan jy miskien selfs 2 punte kry, omdat jy daar ook 'n herleiding gedoen het, en daar nog 'n herleiding gedoen het, so 1, 2, 3, 4, enigiets van 3 tot 5 punte maksimum vir daai vraag.